Welkom terug. Ons gaan vandag net so 'n bietjie stilstaan op die mentalisering. Ek gaan dit sommer iets anders noem en sê emosioneel luister. Van die ouers het vir ons gevra, ons moet dit bietjie meer prakties maak. Ek stem met hulle saam, want dit is nogal 'n vaardigheid wat 'n mens aanleer. So ons het gesê mentalisering is dat ek myself in iemand anders se skoene kan sit en dink, hoe voel dit dalk vir hulle? Plus, kan ek myself verstaan en hoekom ek nou voel soos wat ek nou voel. So, kom ons kyk gou of ons onsself in die skoene kan sit van 'n kleuter wat nou skool toe kom. So, as ons net in ons agterkop hou, kleintjies, is baie sleg met die hantering van emosies. Hulle is omtrent net emosies, nie? Ons is in 'n baie beter posisie om ons emosies te beheer as wat hulle is. So, met 'n klein kindjie van 3 of 4, hy moet nou opstaan in die oggend, hy is nog nie lus om op te staan nie, nou moet hy aantrek, baie van die taakies wat hy nou nog vir homself moet doen, of wat hy moet doen, is hy nie noodwendig goed mee nie, soos klere aantrek, of tande borsel, of sulke goeders, en nou moet hy nou eet voordat hy skool toe kom, sy tassie moet gepak wees, nou moet hy in die kar klim, want ons gaan laat wees, of mamma gaan laat wees vir werk, hy moet in die kar klim, nou moet hy hier so by die skool aankom en nou moet vir mamma tata sê, en hoe voel dit om vir mamma te kan, of moet tata sê, nie? Mense is dalk nie lus om vir mamma tata, is nie lekker om vir mamma of pappa tata te sê nie, en jy kan dink as jy jouself in sy skoene sit, of haar skoene sit, dat allemaal baie frustrasie in so 'n dag gebeur, nie? En dat hulle dalk hartseer ook is, dat hulle vir mamma of pappa moet los, en nou moet hulle in die klas kom, en daar's baie reëls in die klas wat ook gevolg moet word, so hulle moet inval in 'n program in, hoeveel frustrasie ervaar hulle in 'n dag? Hoeveel emosies ervaar hulle? Nou is hulle besig om met hierdie ding te speel, ewesklik al vat 'n maatjie daai ding, of die maatjie maak hom seer, of die maatjie maak iets dat hom ongelukkig is, nou moet hy gaan slaap, en hy is nie noodwendig lekker vaak nie, daar is baie frustrasies wat vir hulle gebeur, en een van die beste maniere wat ons vir hulle kan kommunikeer, dat ons verstaan is om te sê, ja, mamma verstaan, dit is nou slaaptyd, maar jy is glad nie moeg nie, nou voel jy, maar hoekom moet ek nou op hierdie matras gaan lê en slaap, want ek is glad nie moeg nie, of, mamma kan dink, dit is vir jou aaklig, om vir mamma in die oggend, toe moet tata sê, al wat jy wil wees, is jy wil by mamma wees, en nou moet jy skool toe gaan, jy is nie noodwendig lus om skool toe te gaan nie, so om daai woorde te gebruik, is baie belangrik, want ons leer hulle ook emosionele taal, as hy vir hom sê, "Ag, dit moet frustrerend wees vir jou," of, "Ag, dit lyk asof dit jou sommer kwaad maak, of dit maak jou sommer ongelukkig," leer ons vir hulle daai emosionele taal, en wanneer ons taal het, om goed te beskryf, kan ons onsself beter uitdruk. Plus, sodra iemand vir jou sê, "Jessie, dit moes vir jou so en so en so gevoel het," en hulle is reg, voel jy onmiddellik 'n koneksie met daai persoon. So as jy nog voorbeelde daarvan soek, laat ons weet, en dan maak ons dit nog prakties vir julle.